wat vandag die moeite gedoen het om hier te wees. Dankie vir elkeen se bereidwilligheid om hierdie gelofte gestand te doen. Alhoewel dit 'n gelofte van die hart is ons nog in die vlees en moet ons nog onsself herinner jaarliks dat ons nie die gelofte nie vergeet te raak nie. Net die feit dat vanmôre so 'n klein groepie hier is, sê al dat baie mense al verder weg is van hierdie belofte wat ons in 2017 gemaak het, 9 jaar gelede. En dit is vanmôre die 10de aflegging, omdat ons ook die eerste ene in 2017 gedoen het, kan jy maar tel. En ek weet nie of hierdie jaar wat voor lê enige spesiale dinge vir ons inhou nie. Al wat ek net weet is dat ons elkene is besig om self ons pad omhoog te bepaal. Daardie koms van Yeshua wat ons altyd nog so gesien het, dat hy kom een van die dae. Hoe verder ek met hierdie dinge te doen het, besef ek nou, dat Yeshua in die jaar 1845 gekom het, toe hy Jacob Lorber geïdentifiseer het as 'n draer van die belangrikste gebeurtenis nog ooit op die aarde, behalwe Yeshua se kruisiging en opstanding. En dit is sy 3,5 jaar lering op aarde. Elke woord wat hy gespreek het, elke woord wat sy disippels en volgelinge om hom gespreek het, daar kan nie 'n belangriker klompie woorde wees as dit nie. Want hy sê, sy woorde sal nooit tot niet gaan nie. En ons het dit eers ontvang hier van 2004 af. Maar elke woord van Yeshua wat jy in jou hart ontvang, is sy koms. Want sy koms aan die einde van die tyd is eerstens in die gees. Ons verwag wel 'n finale koms, en dit beskryf hy ook. En dit is net voor hierdie hele wêreld aan vernietiging oorgegee word. Ek weet nie of dit weke of maande is nie, maar dit is beslis nie baie langer nie. En die enigste mense wat hom die voorreg gaan hê om hom te sien, is hulle wat hom liefhet. En wat hom nie verloon het op aarde nie, en wat besig is met werke van liefde onder sy volk. Dit is die laaste koms. En daar sal net hulle saam met hom weggevat word van hierdie aarde af, na 'n tydelike bergplek, terwyl hierdie aarde haarself uitwoed. En hy sê self, dit is die mens wat hierdie aarde gaan vernietig. Soos wat die mens nou reeds besig is om hierdie aarde te vernietig. Die goed wat ons sien en dink is natuurlike gebeurtenisse, is nie so nie. Hierdie sataniese dimensie, hierdie saadlyn van slange, het toerusting en tegnologie wat aardbewings kan namaak, tsunamies kan namaak, droogtes, brande, oorstromings, al hierdie dinge gebeur nou. En Yeshua het gewaarsku in die skrif, dat dit die teken is van die einde. Maar sy koms is in die woord, in jou en my hart. Ons het nou al genoeg in die geestelike sfeer vertoef, om dit te weet, dat dit al is wat belangrik is. Hy erken geen ander eienskap aan jou en my as die liefde nie. En op grond daarvan wil ek dan ook vir ons vanoggend hierdie lesing begin, eintlik op die bladsy waar staan die nuwe gelofte, wat vir ons gegee was 'n paar jaar voordat ons die Gilgal
wiel opgerig het. Wat 'n voortsetting is van die gelofte van Bloedrivier van 1838. Die gelofte van Bloedrivier staan nog vas in ons volk en ons sal dit nooit verloon nie. Maar omdat daardie gelofte gegee is vir 'n volk ongeveer 180 jaar gelede, wat deur kerke geestelik dom gehou was. Hulle het 'n sterk geloof gehad, maar hulle het nie die kennis gehad nie. Maar spontaan by Bloedrivier aan die Nkomo het hulle hierdie gelofte saamgestel, natuurlik gelei deur die Vader se Gees, en het hulle die bekende gelofte wat ons elke jaar 16 Desember aflê, het hulle hom opgeteken. En dit moes vir die res van ons volk se nageslag aan die kinders verkondig word. Maar self onder hierdie boere het groot verwarring bestaan oor die innerlike waarde van hierdie gelofte. So dat hulle 'n paar jaar na die Bloedrivier oorwinning, het hulle gedink, hulle moet 'n kerk bou in Pietermaritzburg. En hulle het die kerk gebou. En toe sê hulle, die gelofte is nou nagekom. Ons het 'n huis gebou vir u naam. Baie jare later, het van die mense wat die gelofte, wat geveg het op Bloedrivier, het hulle later aan nie meer die gelofte daar bygewoon nie. Van die leiers, en dis bekend in die annale van die geskiedenis, kan jy gaan kyk, dat van die belangrikste manne wat daai gelofte opgestel het, op daai dag gaan visvang het. Dit is maar net hoe die mens is, want hulle het geglo, die gelofte is nagekom, ons het 'n kerk gebou en klaar, punt. Baie jare later, hier in die 1938s, 1940s, het die nasionale party van daai tyd, of die, kan ons maar sê, die behoudende Afrikaner van daai tyd, 'n opdrag in hulle harte gekry. Nou weet ek nie van waar dit kom nie. Ek gaan nie my voorouers sleg maak daarvoor nie. Maar hulle het toe 'n monument gebou, wat niks anderste is, as jy vandag na hom kyk en al sy simboliek, 'n vrymetselaarsstempel, met die son, sargofaag en al die goed ingesluit. En al die geskiedenis van die boerevolk wat daarin verteenwoordig, en dis 'n baie mooi plek om jou kinders heen te vat, om hulle oor die geskiedenis in te lig. Maar, dis nie die vervulling van die gelofte nie. Ons is nie gesê om 'n monument vir Vader te bou nie, want in beide gevalle, kerk en monument, is plekke waar hy nie woon nie. Want hy sê dit, ek sê dit nie. Hy sê ek woon nie in geboue wat met mense hande gemaak is nie. So nou het van daai tyd nou weer baie jare verby gegaan, tot die jaar 2017, en almal wat die geskiedenis ken, weet dat dit 'n man was wat nie eers in ons gemeente was nie, waar hy 'n direkte opdrag gekry het van Vader, wat hy vir my moes sê en gee, om 'n wiel om 'n boom te maak, wat ek sal weet wat 'n boom dit is. Hy was nooit op die plaas nie, so hy het nie geweet nie. En ek het dadelik geweet, dis die boom waaronder ons 'n gelofte gemaak het, dat ons huis aanbied vir Vader se kinders. Vir hulle wat haweloos is, vir hulle wat soekend is, vir hulle wat geestelike kos soek, fisiese kos, klere en behuising. Dit is die gelofte wat ons gemaak het in 2003. En toe in 2017 het al die gebeure plaasgevind waar ons hierdie Ossewa wiel opgerig het. Asseblief, daar's baie mense wat hierdie Gilgal wiel aftakel en sê dit is 'n okkultiese simbool. Hierdie simbool is 'n boerevolk simbool. Die waawiel was nog altyd deel van ons volk se embleme wat geloof
verteenwoordig. Selfs oom Sieners se een profesie oor die Afrikaner volk, of die boerevolk wat toe Afrikaner volk geword het, wat hy gesien as 'n ossewa waarvan die wiel loskom, en dan rol die wiel en dan val hy plat, dink ek by vereniging. En dit is waar die laaste Afrikaans sprekende leier se politieke setel was, F.W. de Klerk. En van daarof is die volk nou leierloos, ek wil nie sê kerkloos nie, want hulle is almal nog in die kerke, maar hulle is Yeshua-loos. Wie die belangrikste is van jou hele geloof, is net hy. Want hy is alles, en alles is in hom. En as jy hom het, dan het jy alles. Jy hoef niks verder te kry nie, nie 'n gebou nie, nie 'n leier of 'n predikant of 'n politieke leier nie, jy het alles as jy hom het. Maar waar moet jy hom hê? Jy moet hom in jou hart hê. Dis al wat belangrik is. En hierdie gelofte wat ons toe gedikteer gekry het, op 28 Oktober 2008, ek was by gewees toe hierdie gelofte gedikteer is van Vader deur die innerlike woord aan my broer François Fourie in die huis van Andre en Tonet wat vanmôre hier by ons is. Dit was ongeveer 5:00 die aand en ons het gesit en tee drink en bespreek wat ons die volgende dag sou doen, want ons het opdragte gekry, maar daar was nog bietjie onduidelikheid. En toe sê François, verskoon my, ek moet skryf, Vader roep my. En ek het gesit waar ek gesit het, het ek gesien, waar hy aan die eetkamertafel, sonder 'n boek, net alleen daar gesit het, en het hierdie gelofte afgeteken, of ingekry van Vader, en het neergepen vir ons. As jy hierdie goddelike woorde lees, weet jy, dat François nie in staat is om dit uit sy eie uit voor te bring nie, en hy sal die eerste wees om dit te erken. Hierdie goddelike woorde is van bo deur 'n kanaal vir ons gegee, as die laaste gelofte van hierdie boerevolk. En ek moet dit beklemtoon, want daar is mense wat sê, die volk gaan nog 'n nuwe gelofte aflê. Hier is die gelofte. Wie wil jy nou hê om 'n gelofte op te stel hoër as Yeshua? Met watter beloftes anders as wat hierdie gelofte inhoud? En watter plek gaan jy nog op ander plek iemand kry, 'n groep mense, 'n gemeente, wat hierdie gelofte getrou vir die afgelope 9 jaar nagekom het? Stiptelik, elke dag is hier 'n groep mense om hierdie wiel vergader, hulle bid, en hulle spreek die seën uit, soos wat hy dit ook aan ons gedikteer het in daai selfde tyd. Hoe kan ons nog iets anderste of beter verwag? Want dit is waaroor alles gaan. Naamlik om in liefde vir jou volk inspraak te maak en te help binne jou eie naaste kring. Daar is niks anders nie. Ons hoef nie rond te ry en gewere te soek en mense op te kommandeer om nou in kommando saam te trek nie, en ek weet daar is mense wat dit doen. Die volk mag dalk nog op die vlak wees waar hulle heil en redding in gewere sien, en ek stry nie met hulle nie. Ek blok hulle ook nie, ek breek hulle nie af nie, ek sê net, dat ons heil en redding is in Yeshua, Messia, dit is ons geloof en ons liefde vir hom. En daarmee het ons geen wapens nodig nie.
Ons het die grootste wapen wat hy vir ons gegee het. Hy het vir ons mag oor die bose gegee. En daarvoor het hy hierdie plek hier agter my opgerig. Wat in die gees, as julle in die gees kon sien, is dit soos 'n groot warrelwind wat opgaan in die geestesruim in. 'n Portaal geopen na die geestelike sfeer wat verbind met ons hier in die natuurlike sfeer. Dieselfde tipe portaal wat by Bloedrivier opgerig was nadat die boere 7 keer die gelofte afgelê het. Toe open hulle 'n portaal na die geesteswêreld, na die engele toe. En die engele en Yeshua het daardeur neergedaal en het daai oorwinning vir die boere verseker. En as jy nie daaraan glo nie, dan weet ek nie hoekom jy nog hier is nie. Daai boere kon nie met voorlaaiers soveel duisende Zulus doodmaak nie. Die Zulus erken self dat daar was wesens wat net hulle kon sien, die boere se oë was gesluit daarvoor, wat hulle op perde aangeval het en hulle doodgemaak het. Daardie selfe portaalverbinding is nou geopen toe ons hierdie plek 7 dae agter mekaar het ons hierdie plek gewy, en toe ons die opening maak was hier 'n hele paar honderd, ek dink omtrent 400 mense gewees, en van daar af hou ons nog elke dag hierdie plek in stand. Ek het 'n afdag op Sondag, partykeer kom ek hier draai, en dit is vir my wonderlik, dat my personeel, wat hier werk, is op hulle pos, in die skooltyd met al die kindertjies wat kom, en dan staan hulle hier, en dan spreek daai kindertjies ook die seën uit, en bid hulle ook uit hulle hartjies uit. En ek wil dankie sê, vir die personeel van Dogter van Sion Philadelphia Ark, wat so getrou is om hierdie gelofte in stand te hou. Want dit wys uithou vermoë. Dit is wat ons moet aan die dag lê, want dit is gekoppel aan 'n werksame wil. Ons gaan nou die gelofte lees, en ek gaan 'n paar verduidelikings maak, want nie al die mense verstaan die gelofte nie. Wanneer ons klaar is met hierdie diensie, dan sal ons die gelofte weer aflê, die gelofte gedeelte, wanneer ons in 'n kring staan en mekaar ons hande vashou, sodat ons 'n eenheid vorm. Nou hierdie gelofte is gedikteer in 2008, 28 Oktober, en word nou weer as 'n gemeente samekoms herhaal, 11 Julie 2026. Gelofte is in 3 dele, 'n inleiding, 'n verbond en 'n gelofte. Inleiding, my lievelingskinders, hoor die stem van julle Vader, ek, die Heilige, die Ewige spreek. Julle gelofte sal julle doen ter bevryding van julle volk, omdat ek julle gekies het as tussenpersone, as middelaars en verteenwoordigers van my volk. Elkeen wie se klip hier agter my lê en wat vanoggend hier sit en wat reg oor die land hierdie woorde vanmôre hoor wanneer ons die lesing uitstuur, is middelaars en verteenwoordigers van die volk ter bevryding van die volk. Weereens, daar is nie nog 'n beter gelofte nodig nie. In die inleiding al, besef jy dat hierdie die finale is. Ek wil julle gebruik ter verlossing van die reine en onreine wat nog te red is in my mense. Ek is Sion se man. Sion is my bruid, en ek sal myself bekend maak in haar. Julle gelofte en klipstapel sal die simboliek wees vir die oprigting
van die pilaar in my volk ter bevryding van haar. Nou hier wil ek net 'n bietjie stil staan. Die volgende dag het ons 'n klipstapel opgerig aan die hange van die Magaliesberg, net bokant Mountain View. En dit was 'n voorloper van hierdie klipstapel wat hier agter my is. Daar het ons net 'n hoop klippe gepak en ons het 12 klippe gebring van Leidenburg af waar ons gebly het op daai stadium in die herberg. Ons het hulle bo-op die Magaliesberg klippe gepak. En daai pilaar het dan gestaan totdat die gelofte verplaas is, want dit is baie moeilik om daar te kom. Ek was destyds nog in 'n reistool en dit was baie moeilik om my daarbo te kry. Het Vader dit nou toeganklik gemaak en hy het 'n paar dinge bygevoeg en hy het dit moontlik gemaak dat alle huise nou verenig is in die gees in hierdie een huis. Ons kan nie altyd almal ry en hier wees nie. Ons kan ook nie almal hier sy werk doen nie. Elkeen moet sy werk doen op die plek waar hy gevestig is. En daarom is dit die wiel met die speke en al die klippe wat nou verteenwoordig word hier. Ek sê, wees geseënd in my aarde, want ek het julle vrygekoop en daarom woon julle in haar. Hierdie aarde is beide jou siel en die grondgebied wat jy gereinig het waar jy woon. Maar meer die geestelike grondgebied. Wees geseënd terwyl ek, die leeu van Juda, langs julle loop en julle dade betrag. Hoekom sê Joshua nie hier nie die herder van die skape nie? Joshua is die herder, in daardie funksie wat hy homself bekend maak, lei hy ons. Maar wanneer hy homself bekend maak as die leeu van Juda, dan dui dit op oorlog, op stryd en uiteindelik op oorwinning. En hy is net aan die sy van sy bruid, want hier het hy gesê, ek maak myself bekend in haar. En daarom is elkeen van ons, het ons 'n wonderlike voorreg dat ons uitgekies is as sy bruid. Uitgekies om die leeu van Juda langs ons te hê. Het ons dan nog gewere nodig? Nee. Nee, die leeu van Juda is alles. En geen wapen wat enige moondheid op hierdie aarde kan vervaardig, kan teen die leeu van Juda staan nie. Geen duiwelse gees kan oor ons kom en ons oorwin nie. As ons die wapens wat hy ons gegee het, korrek gebruik nie. Onthou dit. Ons is geweldig bevoorreg. Wees geseënd met my krag en autoriteit om die bose te kan bind, om my volk te kan red. Ons het die mag om die bose te bind, ons moet dit net opneem. En dit is presies wat ons gebed en wat ons seën elke oggend vanaf hierdie klipwiel doen. As jy na die politiek in hierdie land kyk, en jy sien vir hoe lank hierdie klomp skree om en mas die mense dood te maak, grond te vat en al die dinge wat ons elke dag hoor. En elke keer wanneer hulle so 'n dag afkondig, dan water die ding net af. Hy loop net tot niet. Dink julle dit is net sommer so? Nee, dit is omdat die magte van die bose vanaf hierdie portaal, hierdie Gilgalwiel, en almal wat deel in die gebed in die oggend of in die aand, maar wat deel met die gebed, die seën en aktief besig is. Almal van ons se gebede
keer hierdie ding. En soos wat hierdie wêreld draai, orkaan, wat jy dit ook al wil noem, dit word baie duidelik beskryf in Esegiel 1. In die boek van herinnering, 'n stormagtige gees, in die ou Bybels 'n warrelwind. Maar die woord gees en ruach en wind is een en dieselfde. Maar as jy die konteks van Esegiel 1 lees, dan is dit nie 'n warrelwind nie. Dit is 'n stormagtige gees met die leeu van Juda voor, sy engele saam, ons vervolmaakte voorvaders wat al heen gegaan het ook saam, en ons hier op die grond as die wiele van hierdie gesig wat Esegiel gehad het. En in die geestesfeer kan hierdie klomp duiwels aanbidders, voorvader gees aanbidders, toordokters, allerhande ander gruwelgoed, wat elke dag hulle vervloekinge oor ons uitspreek. Onthou, 'n seun van 'n moslem is 'n vloek vir jou. 'n seun van 'n boeddhis is 'n vloek vir jou. En elke dag, net in hierdie stad hier agter ons, spreek die moslems hulle vloeke uit op die boere se besighede. Maar hierdie gebede en hierdie seën wat ons uitspreek, maak daardie vervloekinge tot niet. As ek nie hierdie goed moet glo nie, dan moet ek my nie besig hou hiermee nie. Dis soos 'n ou wat nou in 'n tank ry, maar hy glo nie hierdie tank gaan dit maak nie. Hy gaan verloor, hulle gaan hom skiet. Daarom moet ons vol geloof en vol vertroue wees in hierdie wonderlike ding wat hy vir ons opgerig het. En ons moet met ons harte veg. Ek sal my gelofte met julle sluit, nie met al die ander nie, met die bruid Sion, alleenlik, terwille van julle volk, want omdat opregtes in my volk is, goeie mense, ons mense, boeremense, maar mislei en verlei, vasgeplak in hulle kerke. Daarom sal ek hulle spaar, maar reinig. En daardie reiniging gaan pynlik wees. En is pynlik, want baie van ons mense is besig met reiniging. Reiniging kan deur siekte plaasvind, deur bankrotskappe, deur alles te verloor en hier te beland of op ander soortgelyke plekke, dood in die familie, wat jou moet terugruk na Vader toe, besef dat hy beheer het oor alles, oor mense geboortes en mense lewens en mense sterftes. Baie mense al gesien, wat by 'n begrafnis tot hulle sinne geruk word. Maar ek het ook baie gesien, as hulle omtrent so 'n kilometer ver van die begrafnis gery het, dan is alles weer vergete. Maar dit is dinge wat Vader doen vir reiniging. Ek sal reiniging bring vir die wat nog skoon kan kom. Dit is hartseer, maar daar is wat nie meer skoon kan kom nie. En ek dink dadelik aan hulle wat die Gees laster, met hulle geloof, wat hulle dink is reg. Maar in die proses word Yeshua gelaster. En die Gees wat in hom is, word gelaster. En selfs hier op hierdie plaas is mense wat die Gees van hierdie Gilgal wiel laster. Maar die Gees se kos wat daar by Ella is, die laster hy nie. Of die bord kos wat Annemarie voorberei deur dieselfde Gees, die word opgeëet. Of die huisie waarin hy bly, wat vir hom gratis gegee is, woon hy in. Maar die Gees word gelaster. Ek is jammer, die woord sê vir my, hulle kan nie skoon kom nie.
Dis 'n onvergeefbare sonde, solank as wat die persoon daarmee besig is. Maar dis die probleem. Hulle wil nie daarvan afsien nie. Die volgende, die kern hier, is die verbond. My verbond met julle is die volgende. Ek, as Vader van alles, rig my verbond op met die geseëndes in liefdeskrag. Let wel, nie militêre krag nie, nie politieke krag nie, en ook nie kerklike krag nie. Liefdeskrag vir hom en die naaste. My reine blom, wat hart nie voor Baal gebuig het nie. Julle is my pilaar, my vesting vir my volk. Julle sal julle lewens aflê, vir hulle wie my moet dien, in die woestyn. Julle, let wel nie engele of jou Vader self nie, julle sal hulle uitlei en bring in die land Kanaan, as julle my take noukeurig sal opvolg. Wat is die land Kanaan? Dit is die geestelike vlak van jou geloofslewe. Dit is die hoogste vlak. Dit is die vlak wat Abraham na uitgesien het, maar vir baie jare moes smag in die doderyk, voordat Joshua hom na die ewige Kanaan toe kon vat. Hoekom sal ons hulle uitlei? Eenvoudig, en ek verwys terug na die begin, Joshua het reeds in ons gekom, wanneer ons hierdie taak moet doen. So wanneer ons dan as persone, as bruid staan, is die pilaar, die Migdol pilaar reeds in ons opgerig, en is ons almal saam as die bruid, sy Migdol pilaar van Micha 4. En hy sal die volk lei, maar hy lei hulle uit in ons, sodat daar nie 'n oordeel oor hulle kom, as dit dan iets bonatuurlik moet wees nie. Dit moet natuurlik geskied. Maar ons moet die take noukeurig opvolg. Nie sommer lukraak en net so nou en dan ietsie doen en sê, ja, ek is nie nou lus om te gaan om my gelofte te hernie nie. Dit is 'n baie noukeurige taak. Ek wil hê dat julle monument vir ewig sal staan. Dink julle hierdie monument is nou 'n gebou, of hierdie fisiese klipwiel hier agter? Oor 1000 jaar sal daar nie meer 'n klip daar wees wat nie verweer het nie. Die monument is in ons hart, en ons sal vir ewig staan, want die bruid gaan van hier af na die 1000-jarige vrederyk. Wanneer Joshua sy bruid wegvat net voor die vernietiging van hierdie aarde, sal hulle hierdie vernietiging gadeslaan van 'n plek, wat ek nie vir jou kan sê waar dit is nie, maar dit sal iewers nog in hierdie sweer wees van die aarde, en dan sal hy hierdie aardoppervlak wat vernietig is, weer nuut herskep binne 'n baie kort tyd. Dit is nie sy normale manier van aardskepping nie, maar hy sê, omdat daar biljoene siele is, wat graag in die Vaderhuis toe wil gaan, moet hy dit vinnig reg kry, sodat daar 'n geslag op die aarde geplaas kan word, wie sy bruid is, sodat hulle kinders kan begin baar, en daar 'n gemeenskap van wedergeborenes op hierdie aarde kan lewe, terwyl Satan gebind is. Dit is die doel. Julle sal julle lewens aflê. Is jy bereid om jou lewe af te lê? O ja, sê almal. Maar is jy bereid om jou huis af te lê? Is jy bereid om jou kar af te lê? Om arme mense te help? Is jy bereid om jou geld af te lê? Om hongeriges te voed? Is jy bereid om jou vakansiehuis of jou jagplaas af te lê? Om jou medemens te help? Dan begin dit nou baie, ek nou nie gedink, dit is so nie. Jou lewe beteken jou alles, wat jy vir hom moet aflê. Vir hulle, wie my moet dien in die woestyn, dit is in die toestand
soos wat die volk Israel in die woestyn was, waar hulle lyding moet kry, want hulle is geestelik dom. Seker nie 'n ander woord nie. En daai mense moet vanuit die woestyn onderrig word, sodat hulle gereed kan kom om oor die geestelike Jordaan te gaan, saam in Kanaan in. Maar ons sal alreeds, wanneer hierdie stryd begin, in Kanaan moet wees, in ons gees, al is ons nog in hierdie vlees. Ek wil hê dat julle, dit het ek gelees, sal monument vir ewig staan, en so is my ewige verbond met julle gesluit, om vir julle 'n man te wees, en julle saam met julle susters Juda en Israel, my ewige bruid, wie ek sal verlos in die nag wat kom, en alreeds saamgepak het oor julle. My lig op aarde, dit is my verbond, verlossing. So die bruid se naam is Sion, en haar susters, Juda, die 2 stamme ryk, en Israel, die 10 stamme ryk, is wie ons oor die Jordaan gaan lei. Dit is hoe ek hierdie verbond lees. Nou die belangrike deel, Vader se deel is die eerste 2, en nou die gelofte is jou en my deel. Julle gelofte is as volg: Onse El, of God, ons Vader, ons ewige man, vir u ons meester en vir ons volk, voor u en u skare van engele in die hemele en op aarde, maak ons die gelofte, dat ons die huis sal bou, die vesting vir die dogter van Sion. En hier staan ons voor die bou van 'n geestelike huis, nie 'n ander huis nie. Ons en ons vaders, die vaders van hemel en aarde, staan as een, met een hart, deur u verenig, om die liefde en die barmhartigheid te bring, tot diegene, wat suiwer van hart en wese voor u mag staan. Hierdie vaders is die heengegane voorvaders vanaf Bloedrivier tot nou. Want hierdie gelofte is net 'n geestelike faset van die Bloedrivier gelofte. Dit maak dit net ewig lewend. Soos wat Moses se lering hoofsaaklik op die vleeslike gerig was, het Joshua gekom en sy lering vervul in die gees. En dit is presies wat nou hier gebeur met hierdie gelofte. Ons projekteer nou die 1838 gelofte in 'n geestesdimensie in. Ons bring ons lewens as eersgeborenes uit u lewe en offer dit aan u, ons maker en ons man, sodat u kinders en naamgenote hulle skuiling en ewige verweer sal vind in die huis deur u gestig. En dit is wie ons is hier vanmôre. Ons is eersgeborenes of potensiële eerste wedergeborenes. Want die eerstgeborene is nie omdat jy die oudste van die gesin is nie. Is jy 'n eerste wedergeborene, dan sal jy gebruik word om die ander in te bring, en dan word hulle opvolgende wedergeborenes, totdat die laaste 144ste, 1000ste wedergeborene ingekom het. Dan is dit voltallig, en dan kan die finale vernietiging van hierdie aarde plaasvind. Neem ons lewens as offer, sodat ons mag terugkeer na ons bron, sodat u naam geheilig mag word, en u ewige apartheid mag heers in ons in die ewigheid, u naam ter ere.
Ek hoop almal het die gelofte 100% verstaan, want dit is eintlik selfverduidelikend. Maar ons het 'n geweldige groot verantwoordelikheid wanneer ons vandag hier staan en hierdie gelofte in ons harte aflê. Dis nie iets waarmee jy ligtelik kan omgaan nie. Jy moet die taak opneem wat vir jou hier uitgestippel word. En natuurlik, elkeen volgens sy vermoë. Vader gaan nie verwag dat iemand wat niks inkomste het nie, miskien net 'n ou pensioentjie van die staat, om nou duisende mense se lewens te verander nie. Jy kan hulle verander wat in jou omgewing is, na die beste van jou vermoë. Dan sal jy op dieselfde vlak gereken word as 'n multimiljonair wat duisende mense blyplek, kos, klere ensovoorts op al sy plase gegee het. Dit is so belangrik om te onthou, want anders dan gaan jy moedeloos word. 'n Gebed, 'n handjie bysit, 'n bietjie terugstaan dat die ander een verby kan kom, is groot dade van naaste liefde, want dit getuig van die hart, die hartsgesteldheid. Die volgende wat ek wil beskryf, of 'n bietjie beter wil net beskryf, is die seën. Want ons sit met mense op hierdie plaas, natuurlik nie vanoggend hier nie, maar wat ons hier doen, afbreek, belaster, omdat hulle nie weet wat alles beteken nie. En ongelukkig kan ons mense dan nie ook vir hulle presies sê waarmee is ons besig nie. Want hulle het nie die insig gekry in hierdie dinge nie. Dis wat hierdie lesing se doel gaan wees, dat ons uiteindelik almal, as hulle jou vra, maar hoekom doen jy dit? Dat jy die woorde wat Vader vir ons gegee het aan hulle kan herhaal, en die seën wat ook gedikteer is van bo, nie deur 'n mens uitgedink nie, vir hulle die inhoud kan verduidelik. Hierdie seën word dan uitgespreek vanaf die Gilgalwiel, waar ons onsself wegdraai, en vanaf die wiel uitspreek, nie net oor die aarde nie, oor die aarde, oor die hiernamaals, oor die heelal wat mense, wesens, engele vasgevang is, en wat ook uiteindelik na die aarde toe moet kom, om uiteindelik in die Vaderhuis te kom. Dit is hoe kragtig en omvattend die seën is wat ons uitspreek. Wees geseënd in die aarde deur my bloed gekoop. Ja, die Vader het hierdie aarde met sy bloed gekoop, sy eie gemaak. Daarom moes sy bloed in die aarde inloop, en ons weet uit ander ontdekkings, dat sy aarde deur die kraak veroorsaak deur die aardbewing, tydens sy kruisiging geloop het, tot op die versoendeksel van die verbondsark, wat 600 jaar tevore deur Jeremia onder die Golgotha koppie in 'n grot begrawe is, of geberg is. En daarom, omdat sy bloed op die versoendeksel geval het hy ook al die kinders onder die verbond vrygekoop. En daarom kon hy na die helle neerdal, en al die gestorwe regverdiges, kon hy na die Vaderhuis toe vat. Maar vir ons, wat nou sy bloed erken in ons harte, as die verlossingskrag, kan ook nou, deur daardie erkenning, kan ons in die Vaderhuis inkom. Maar sy bloed moet stort op jou hartsportale, soos wat die Israeliete die poorte van hulle huis met so 'n lap die bloed moes aansmeer, so moet jy en ek erkenning gee aan sy bloed wat vir ons gestort is, met geweldige groot pyn en lyding, maar wat vir jou en my nou maak dat ons 'n Pasgafees met vreugde kan vier en nie met hartseer nie. Wees geseënd terwyl die leeu aan julle sy loop. Ek het dit verduidelik net nou. Wees geseënd as in ootmoed die wiel draai
Nou wat is die wiel wat draai? Is natuurlik hierdie wiel hier agter wat in die gees draai en 'n tipe van 'n orkaan of 'n warrelwind veroorsaak wat uitstrek oor die hele aarde. En al die gelowiges wat Yeshua erken en wat 'n regte lewe het, maar wat nie hier by ons is nie, word opgeneem in daai warrel en hulle krag vorm deel van ons krag. En alles wat voor hierdie stormagtige gees staan, vee hierdie gees plat. Alles in die gees. Beteken basies alles wat hulle in die gees teen ons bedink en doen, val net plat. Soos ek voorheen nou beskryf het van hierdie opstande wat elke keer 'n mislukking is. Maar die belangrike wiel wat in jou moet draai, is die 7 energiepunte wat verteenwoordig, jou siel verteenwoordig, wat basies krone is wat draai. Want sodra jou siel aktief is in die 7 aktiwiteite van barmhartigheid, liefde, geduld, geregtigheid, wysheid, werksame wil en orde, dan draai jou wiel. Al die 7 wielietjies draai en daarom draai jy as 'n wese. En as jy draai jy saam met hierdie geestelike kolk en is jy basies deel van daai krag. Dit is 'n simboliese wyse waarop Vader vir ons wys dat jy aktief is. Want as jy stagneer of stil staan, kan niks voor jou uitval nie. En die arend se gesang uitreis bo die kraai. Die een sê vir ons dat die 2 sinne is gekoppel aan mekaar. Die oomblik wanneer jy geestelik aktief raak in die liefde, teenoor Vader en jouself skoonmaak, teenoor jou naaste en sy nood sien en verlig, dan is die gees van Vader wat in jou is, reis nou bo die gees van die wêreld wat ook in jou is. Die goddelike gees reis uit bo die kraai of die wêreldgees. Daardie goed wat ons nou in die lesings behandel het, selfsug, eie liefde, help my, hoogmoed en al die dinge wat vir Vader 'n gruwel is. Dit is wat moet wees in jou. Dit is hoe jou wiel moet draai. Elul is die volk, dis die tweede deel van hierdie gelofte, deur my hand uitverkies. En ons weet dat hierdie volk is al in Jesaja 18 uitgekies. In Sefanja 3 is hierdie volk suid van die riviere van Ethiopië uitgekies. Met die gelofte 1838 is hierdie volk uitgekies. Want daar is 'n verbond opgestel tussen hulle en Vader, wat Vader nagekom het. En ek sê altyd, die slag is nie gewen op 1838, 16 Desember nie. Die slag is gewen die aand toe die 7de gelofte gelees en afgelê was. Toe was die kontrak verseël in die gees. En dan kan geen voor Vader Gees aanbidder, maak nie saak hoeveel impies, toordokters hulle daar gehad het nie, niks kan gebeur nie, niks kan staan nie. En dieselfde hier. Edel is die hart wat liefde verkies. Ongelukkig in hierdie volk is daar baie harte wat die liefde verwerp, en wat wapens kies, en wat hulle kerk kies, en wat hulle dominee en hulle pastoor kies. Hier by ons mag ons net Yeshua kies. Ons is almal gelyke broers en susters, met verskillende take, talente om uit te voer. Edel is die man wat hart aan hande bind, en die kind wat opgroei, net deur my bloed verbind. Jy moet jou hart aan jou hande bind, dit beteken jy moet doen. Help nie jy sê ek is so lief vir Vader nie, en ek is dit en ek is dat nie. As jy nie gaan doen nie,
dan bind jy nie jou hart aan jou hande nie. En dan sal die krag van Vader se Gees, dit is altyd te vergelyk met 'n manlike kind. Gaan lees Jesaja 66, gaan lees Openbaring 12. Dit is daardie kind wat gebore word en wat nou moet groei. Dit is die krag in jou en my. Want die bruid bestaan uit mans en vrouens. En ek dink almal weet hoekom. Want die siel word altyd as vroulik beskou. Ek, die laaste deel van hierdie seën, die begin en einde hiervan spreek. Geseënd is die siel waarin my brood nou breek. Hierdie brood is jou voorafgaande gebed, wat jy by die klippilaar gedoen het, of by die klipstapel hier. En dit is die ramshoring geblaas, wat baie belangrik is, want die bose kan die geblaas van 'n ramshoring nie verdra nie. Nog minder, die geblaas van jou gebed. Want ek sê altyd, dis nie net die ramshorings wat uitgaan nie, dit is die gebede van die mense, wat vanuit hulle hart uitgaan. En dan bepaal dit ook dat die ramshoring moet geblaas word vanuit die hart. Nie net staan daar en net blaas nie. Jy moet blaas met die krag wat Vader in jou plaas. En dit is dan hierdie brood wat elke dag gebreek word, wat ons uitstuur. Dit is hierdie gelofte wat ons aflê, wat ons ook uitstuur. Daardie brood sal elkeen wat dit opneem 'n seëning bring. Wat gebeur as die persoon dit nie wil opneem nie? Dan kry hy die teendeel van seëning. En dis ongelukkig die vervloeking. En daarom sal die vyand wat teen ons staan, sal deur hierdie seëning wat uitgespreek word oor elke mens op hierdie aarde, hoe boos hy ook al is, sal, as hy dit rustig aanvaar en die brood laat breek in sy hart, sal hy voordeel kry. Sal dalk nie al die insig kry nie, maar die wat dit verwerp, gaan die vloek van die wet op hulle kry. Gaan lees oor die vloek van die wet. Ek dink dis Levitikus, en jy wil my help, 38, 36, 26. Daar kan jy gaan lees wat met jou gaan gebeur. Ek kan nog onthou, die reën sal wegbly, jou bakskottel sal nie geseën wees nie, jou diere sal nie geseën wees nie. Alles gaan met jou gebeur. Jou vyand gaan oor jou heers. Die stert gaan die kop word. Presies. Ja, ook herhaal in Deuteronomium 28. En dit is waar ons volk nou is. Dis jammer, maar ons is daar. Maar nog steeds gaan ons volk na die tempels toe wat vir hulle sê dat hulle die verlossing verkondig. Ons moet bid en ons moet werk en ons wiel moet draai sodat ons volk se oë geopen kan word vir die misleiding waarin hulle is, sodat hulle die skynligte kan herken as nie van Vader afkomstig nie. Dit is sover die seën en die gelofte betref. Ons kan omblaai. Ek het dit goed gedink om die gebed wat Vader deur al die jare aan my duidelik gemaak het, hier te lys. En ek sê nie vanoggend dat elke mens hierdie gebed presies so moet nakom nie, want 'n gebed wat jy leer uit jou kop uit en net as 'n rympie opsê, beteken niks. Jy is welkom om die Onse Vader ook hier te lees, of op te sê in jou hart. Maar dit is wanneer die ramshoring 12 keer blaas, in al die rigtings, is dit hierdie gebed wat ek bring.
namens al die mense wat dan om die plek staan. En elkeen van ons kan ons eie vorm aanbid, mits ons al die raakpunte ook kan kry. So die daaglikse gebedsoffer gebring by Gilgal, in hakies 'n gebed wat daagliks by Philadelphia Ark gehou word, maar ook deur elke Gilgal lid in Suid-Afrika by sy huis gebid kan word. Let wel, ek sê nie jy moet nie. Gebid kan word, dis 'n voorstel, dis 'n voorbeeld. Elke oggend kom die dogter van Sion gemeente bymekaar by die Gilgal wiel en neem hande rondom die wiel vir gebed en ramshoring blaas, waar 12 ramshoring salwos uitgestuur word die eter in. Vir die wat dit nie weet nie, dit is hoekom 'n ramshoring al hoe groter gaan, van klein hier by die mond. Dit dui aan dat daai geluid wat uitgaan, is nimmer eindigend. En die feit dat dit 'n ramshoring is, dit is nie 'n instrument gemaak deur 'n mens nie. Vader het daai instrument gemaak. En daarom is dit 'n goddelike blaas en 'n openbaring, wanneer daai ramshorings geblaas word. Die gebed neem die volgende formaat aan, soos deur Vader aanbeveel aan my. Hierdie gebed, sê ek, is slegs 'n riglyn. Eerstens buig ons almal in die gees voor Yeshua en vra vir vergifnis van sonde en reiniging deur sy bloed. Jy kan jou broers en susters nader bring en vra vir vergifnis. Dit is sodat ons aanbidding wat volg 'n waardige aanbidding sal wees deur gereinigde persone. So ons mag vir mekaar instaan en vra, Vader, reinig asseblief almal in hierdie kring, sodat ons 'n waardige aanbidding kan bring. Ek is getroud en ongetroudes sal dit nou in die eie persoon doen, maar ek is getroud en Vader het gesê man en vrou is een, en trek nou my vrou se gees onder my gees in, en gesamentlik open ek ons 7 energiepunte of energiekrone en wel op die volgende wyse. Onthou, ons moet nou oopmaak sodat Vader se gees kan inkom. Eerstens open ons barmhartigheidskroon op ons kroontjie. Dan ons liefdeskroon in ons voorkop. Dan ons geduldskroon in ons keelarea. Dan ons geregtigheidskroon in ons hart. En hier het 'n klein verskil en 'n verskuiwing gekom van die geeste wat ons op die kandelaar het in die dienssaal. Vader het die geregtigheidskroon die erns genoem. Maar wanneer erns in jou lewe jou deel word, dan kan jy sê my hart kan nou 'n geregtigheidskroon word. Ons as selfpersone kan nooit in geregtigheid wees nie. Maar deur Yeshua wat jou sonde vergewe het, en deur Yeshua se bloed wat jy erken vir jou gestort is, kan jy geregtigheid kry. Kan jy nou sondeloosheid kry. En dit is hoekom dit in die hart is die middelpunt van ons gebed. Dan gaan ons af na die bekkenarea, heel onder, en open ons ordekroon. Daarna kom ons op na die naaltjie area en open ons werksame wilskroon. Daarna die maagarea, waar ons die wysheidskroon open, en beweeg ons in die geregtigheidskroon in, nou van onderaf, waar ons die volgende wesens ontmoet volgens Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Hy het vir ons hierdie skrif gegee, dat daardie vergadering of nuwe verbond van Hebreërs, wat beskryf word daar, en in Hebreërs 8, dit is hierdie verbond. Dit is niks anders nie, niks minder nie, en niks meer nie. Dit is 'n ongelooflike voorreg, om nou deel te wees van daai feestelike vergadering van wedergeborenes. Ons
Kom ek lees net gou Hebreërs 12 vers 22 tot 24 aan die regterkant. Maar julle, dis ons, het gekom by die berg van Sion. Onthou het gesê Sion is my bruid. En die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem en die 10.000 boodskappers of engele. By die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by Elohim die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is, ons voorvaders, wat in die gelofte gelys word, en by Yahshua, die middelaar van die nuwe verbond, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Dit is waar ons staan wanneer ons hier om hierdie wiel, of jy by jou huis wat afgeseël is gaan staan, waar jou 5de klip geplaas en geseën was, dan is jy in hierdie vergadering. Wonderlik om daaraan te dink. Ons ontmoet hier in ons hart vir Yahshua, die middelaar van die nuwe verbond, die 10.000 engele skares wat ons vervolmaakte voorvaders, en gesamentlik stuur ons nou as die onderste deel van die wiel hierdie ligoffer na die volgende plekke. En gaan lees asseblief Esegiel 1 om 'n idee te kry van hoe hierdie ligoffer in die gees lyk. Eerstens na die minerale ryk, dan die dode ryk, dan die innerlike aarde, wat alles in die minerale ryk is, dan die plante ryk, die diere ryk, die natuurgeeste ryk, dan na die siele wat in duisternis versmag, in die hiernamaals, na die siele van ons sterrebroers en susters. Dit is hulle wat op alle planete woon, dat ek hoop hier's nie iemand meer wat dink dis snaaks nie. En laastens, na elke mens op hierdie aarde as volg. Ons kies nie wie ons die seun uitstuur nie. Ons stuur hom algemeen, vir almal, boos en goed. Wat hy met dit maak, sal vir hom die resultaat lewer wat hy sal kry. En dan sê ek, ons stuur u lig na alle mense op aarde, na elke brandpunt, na elke oorlog, wat hulle affekteer, na elke plek waar bose gedagtes, bose woorde en bose dade geuiter word teen u Yahshua, u skepping en u kinders. Ons moet die boosheid teenstaan. Ons stuur hierdie lig na die gelofte volk in Suid-Afrika en na die verlore stamme van die huis van Israel reg oor die wêreld. En wat ek eintlik hier bygevoeg het om die valsligte te laat sien. Maar die lig impliseer dit. Ons stuur hierdie lig na elke wêreldheerser en al hulle demoniese magte, sodat hulle duisternis en bose dade verlig kan word en aan die lig gebring kan word. So die lig is verantwoordelik dat goed op hierdie aarde geopenbaar is deur al hierdie korrupsie, word nou geopenbaar word in Suid-Afrika, al die korrupsie in die polisie, al die wandade wat hulle gepleeg het. Ek wil nie eens praat van die Epstein-lers nie, of van daai Diddy en hulle vieslike wêreldheersers se gemors wat nou aan die lig kom nie. Die slag en offer van kinders wat aan die lig kom. Die vreet van mensvleis deur hierdie leiers wat aan die lig kom. Dit is skrikwekkend en dis afskuwelik wat nou als aan die lig kom. En ek is nie voorbarig as ek sê dit moet teruggetrek word na die kern, na die pilaar van lig wat Vader hier geopen het. Hierdie stormagtige gees of orkaan in die gees nie.
Ons bid dat die klip van waarheid van Daniël 2 vers 44 tot 45 die huidige Nebukadneser wêreldbeeld aan sy voete van yster en klei sal stref en sy koninkryk verbrysel. Amen. Dit is die gebed wat ek deur die jare van Vader gekry het, en dit is nie 'n verpligting vir jou nie. Maar dink aan al hierdie fasette van die wêreld wat ons aanraak en wat dan die engele by Vader en ons volmaakte vaders nou die mag en die krag gee om in te meng. Want die engele mag nie op hulle eie op aarde mense se vrye wil affekteer nie. Maar as ons vra, soos wat ons nou in hierdie gebed vra en in die seën vra, en in die gelofte ooreengekom het met Vader, dan mag die engele na hierdie plekke toe gaan. En hulle mag van hierdie mense wat baie ver van die pad af is, mag hulle nader en hulle nader bring. Want ons is 'n eenheid, hierdie vergadering in hemele en aarde van Hebreërs 12 is 'n kragtige, magtige ding wat Vader ingestel het, 'n krag wat hy ingestel het, om hierdie aarde se verval te stuit, en uiteindelik die heerskappy van Yeshua te bevestig op aarde. Baie dankie dat julle geduldig na my geluister het.